In the heart of Limpopo's bushveld, South Africa, where hard work meets heritage, a farming legacy continues to grow. Built on decades of determination, Circle N has evolved from a small family operation into one of South Africa's respected agricultural businesses, producing citrus, onions, cattle, and award-winning seed potatoes. This is the story of Rudy Heinlein and the people behind Circle N Landgoed. Circle N is Circle N Landgoed of Circle N boerdery. Dit was eers Circle N boerdery. Dis van my skoonpa. Hy is O'Neill. So dit is waar die O en die N vandaan kom. En hy het ook eendag vir my gesê ons was net voor sy dood was al die kinders in die boerdery betrokke. Al sy twee seuns en sy dogter waarmee hy getroud is, ek is die skoonseun. En toe was ons almal betrokke in die boerdery en toe het hy gesê nou is die sirkel voltooi. En dit is waar die Circle N boerdery vandaan gekom het wat hy geskep het en ek het dit toe hy in 97 oorlede is. Skielik oorlede is die boerdery voortgegaan het ons het na Circle N Landgoed toe verander. Op die stadium was dit toe die twee boeties was betrokke nog en hulle het stelselmatig op hulle eie gegaan. Huidiglik is dit net ek en my vrou wat in Circle N is, my twee seuns wat ingekom het. Ek dink vir landbou, ek dink die grootste bevrediging wat jy kry as jy een aardappel plant en jy haal 'n klomp aardappels uit. Onthou, dit gaan oor vermeerdering. Dit gaan om die produkte vermeerder en dan 'n kwaliteitproduk op die tafel te kan sit. Mense name is so belangrik in die landbou dat jy nooit iets ten koste van jou boerdery se naam moet verpak nie. Dit wat op jou verpakking staan, sorg dat dit in jou sak is of in jou boks is of in jou wat ook al jy verpak in watter landbou. So vir my is dit om elke oggend op te staan om te sien hier het jy 'n aardappel geplant, hier staan hy al so ver, grou, hoeveel mini knolletjies aan het en al dit is om selfs met 'n mieliepit en selfs met 'n klein eie saadjie wat 2 mm groot is, wat in die grond sit en water gee en hy begin met sy eerste wortels, kom op met al die uitdagings om hom op te kry, tot waar hy 'n mooi eiebol is wat jy bemark. So dit is waar my bevrediging lê. Kyk, Limpopo, voordat ons die kultuur het, eintlik is dit 'n wintergewas by ons, is dit een van ons hoofsaaklike wintergewasse. En alles is onder besproeiing. So die periode wat aardappels in Limpopo is nogal 'n lang periode. Is nie soos die Vrystaat en Wes-Vrystaat wat hier by Mei maand kom en dan ryp alles dood en dan's alles dood en dit lê onder die grond en dit word bemark nie. Waar Limpopo se uniekheid is, ons kan 'n produk in die winter produseer en op die mark sit oordat ons wel ryp areas het en nie ryp areas het nie. Maar dit maak nou dat die periode wat aardappels groei baie langer. So die virusse druk is baie hoër in ons area en oordat hierdie nie 'n saad produseerende area is, ons is maar 2 of 3 ouens wat saad produseer in Limpopo. Maak dit dat jy om skoon saad te produseer in Limpopo nogal 'n redelike uitdaging. So in my geval wat ons doen is om daai risiko so ver as moontlik te voorkom, plant ons nooit kommersiële aardappels of tafelaardappels saam met ons saadaardappels. So die plase wat ons saad produseer is alles plase wat net saad produseer, het geen tafelaardappel. Ons het 'n paar leerskole gehad wat ons moes met die opwarming en daai goeters geleer het wat ons nie uit ander gebiede kon aan kopie het nie, want hulle sit nie met dieselfde uitdagings as ons. So ek voel ons het nogal daai afdeling redelik bemeester. Kyk, die uitdagings is groot. Die uitdagings in landbou is bitter groot.
Ek dink nie daar's net een besluit wat jy kan neem en sê dit gaan jou volhoubaar. Ek dink jy moet heeltyd aanpas by die uitdagings wat elke dag voor ons as landbouers gegooi word. Kommersiële boere gaan niks doen wat ons volhoubaarheid gaan benadeel. So ons volhoubaarheid in water, ons volhoubaarheid in die grond. Elke boer wat 'n boer is en dit vir sy kinders en nageslag wil los, gaan volhoubaar boer met sy water. Hy gaan volhoubaar boer met sy grond, sodat dit vir die nageslag. So daar's 'n klomp goed, grondgesondheid, water, gebruik jy regte tegnologie om die beste water skedulering te doen om nie water te mors nie, afloopwater, al daai goeders. Nou 'n kommersiële boer gaan uit sy pad uit gaan om daai elemente in sy boerdery in te bring. Dissipline. Groot ding is dissipline. Jy moet gedissiplineerd wees om sukses. Omdat die buitedruk so hoog is dissipline baie groot rol. Dit wat jy voorberei, dit begin by die voorbereiding van die grond. Die regte saad, so gesertifiseerde saad wat fisiologies ryp is, jy moet daarmee begin. Dan die plantery, die plantproses, die grootmaakproses en dan ons grootste ander groot uitdaging is ons moet die moere stoor. So dan kom dit uit die grond uit, dit gaan koelkamers toe, so dit moet afgekoel word na 2 grade toe, die hele proses rondom dit, om dit af te koel, en dan om daai genetiese materiaal of daai materiaal lewendig so te hou, dat hy nie skade opdoen nie in die koelkamer en dan moet ons hom weer opwarm in die Februarie, Maart gedeelte wanneer ons dit verkoop. My pakhuisbestuurder en die ou wat verantwoordelik is, dit gaan oor streng dissipline. As jy saad kweek, moet jy gedissiplineerd wees. Andersins gaan hy jou iewers te byt. Ek dink ons grootste verwagting en ons grootste hoe ons met ons vennote omgaan is hulle moet deel wees van die besigheid. Onthou 'n boer in vandag se tyd is 'n boer wat moet op vele vlakke spesialiste wees en 'n boer kan nie op al daai vlakke spesialiste wees nie. So ons gebruik 'n buyer, ons gebruik daai manne in om op daai vlak vir ons 'n spesialis advies te gee met spesialis produkte. So dit is belangrik, nie net dit nie, ons chemies daai persoonlike noue kontak met die produsente. So dit is baie keer 'n uitdaging, maar my ondervinding en my dinges met Bayer het ons nog altyd kon via hulle agente baie naby en baie reguit pad met hulle loop. So as daar 'n probleem ontstaan, kon ons direk met Bayer in kontak wees. Daar is nie altyd 'n skans gehou. So as ek dit oordra aan my seuns, soos wat die seuns nou huidigelik in die boerdery is, moet hulle die spesialiste daar buitekant gaan intrek om hulle by te staan om die besproeiing, die chemiese kant, die kunsmiskant, die verpakkingskant daar te stel dat dit optimum is in ons tyd. Nou het ons 'n groot dieselverhoging. Waar gaan ons dit kry? Ons moet iewers in ons mondering dit inbou om dit te kan volhoubaar te hou. Hoe dit gaan wees, weet ons nie. So nou trek jy die toue al hoe nader en jy sny nou op alle ekstra goed wat belangrik was, maar wat nou minder belangrik is om volhoubaar deur hierdie uitdaging wat daar is te kan kom. Vandag se tyd as jy nou gaan terug waar ons begin boer het en waar hulle nou instap in 'n boerdery is, twee verskillende vlakke. So jy kan maklik en daar's soveel voorbeelde van groot boerderye wat se seuns terugkom in die boerdery en dan begin hy op 'n hoë vlak inkom en hy weet nie wat is die ondervlak, sy uitdagings en dan is dit nie suksesvol. Ons het onder begin oordat boerderye in Suid-Afrika en veral hierso in ons afdelings maar klein was en jy het hom nog gegroei soos wat dit gekom het, maar jy het op die ondervlak begin. So jy het die uitdaging van dit wat in die land plaasvind, dit wat in jou pakhuis plaasvind, het jy alles self beleef en jy was eers self daar.
Nou kom hulle in en daai goeders is reeds geskep. So wat is die gevolgtrekking? So hy kom op 'n vlak in wat baie hoër is. En om die ouens onder jou te kan verstaan en sy uitdagings te kan verstaan, moet jy eers daar wees. Jy moet dit eers ervaar. Jy moet eers in die pakhuis werk, jy moet eers in die land werk. Jy moet eers daar in die harde son gaan werk om te verstaan maar wat is die uitdaging van stukwerk? Wat is die uitdaging van dit? Voordat jy dit op 'n bestuurder kan toepas. As jy dit nie self ondervind het, dan kan jy dit toepas. Dis nie iets wat in boeke geleer word. En kyk, die jong ouens van vandag moet jy met 'n snaakse manier hanteer want hulle het anders te groot geword as ons. Ons het in die weermag en die militêre dissipline in skole en daai goeters het ons groot geword. So hulle het nie in daai era groot geword. So jy kan weerstand kry as jy hom daaronder wil insit, maar as hy eers verstaan hoekom jy hom daar sit en hoekom hy eers daai ondervinding moet optel, dan maak die prentjie vir hom oop.